Nou soos jy weet, jy kry reg aan die begin van die week jou regsadvies van Burden Swart en Botha Prokureurs net hier op Groot FM 90.5. Bly ingeskakel, Andrew is hier, maar onthou, Burden Swart en Botha Prokureurs, we take the burden out of your legal work. Ons gaan die e-posadres en alles na die tyd gee as jy dalk jou pen wil gryp. Hallo Andrew. Hallo julle, Hallo Andrew. Hoe gaan dit met jou? dit gaan baie goed, dankie. Na so lang naweek sukkel ou om aan die gang te kom, né? Is dit nie? Dis die waarheid. Ja. Ja, jy lyk nog vir my so bietjie relaxed, né, soos hulle sal sê. nog naweek gehad. Jy hou nog nou. Lieflik. Nou ons praat nog steeds oor onregmatige arrestasie. Waarvoor? Hoor nou vir my. Ek is definitief ook nog op naweek. Waarvoor kan ek eis as die polisie my aangerand het? Dis wat ek bedoel het. Ja. Verskoon hom maar vir Kevin, hy is hysteries. 'n Rewe eerstens wat ons moet onthou is dat 'n polisieman kan wel onder sekere omstandighede geweld gebruik tydens 'n hegtenisneming van 'n persoon. En dit is wanneer 'n persoon hom teen 'n hegtenisneming verset of wanneer die persoon vlug en dit duidelik is dat hy vlug as gevolg van die gepoogde hegtenisneming, dan mag die polisie sodanige geweld gebruik wat onder die omstandighede nodig is om die verset teen 'n hegtenisneming te bowe te kom of om die persoon te verhinder om te vlug. Okay. Nou, dit is belangrik om daarop te let dat 'n polisiebeampte slegs sodanige geweld mag gebruik wat redelikerwys onder omstandighede nodig is. Met ander woorde, as daar nou 4 groot polismanne hier om 'n ouetjie staan, hier so klein maar tingerige ouetjie wat daar in die hoek wegkruip eintlik en hy wil nie sy arm skeer dat hulle kan boeye aansit nie, dan is nie nodig om hom bewusteloos te slaan en te skop nie. Dus hy verset hom nie teen 'n hegtenisneming nie, hy is maar net bang. Daar moet die polisieman moes nou maar sy oordeel gebruik. Dus met ander woorde, dit kom daarop neer dat die geweld wat gebruik word, moenie 'n straf wees nie. Dit moet slegs wees die nodige geweld om hom in hegtenis te neem. Nou ja, sodra die ander belangrike aspek is natuurlik sodra die polisiemanne hulle magte oorskry deur 'n persoon aan te rand, dan pleeg hulle in die eerste plek 'n misdryf en dan onmiddellik is dit aanranding. En dan het jy ook 'n eis en dis waar die eis dan inkom. Nou wat jy dan sal kan eis, sal telkens van die bepaalde omstandighede afhang. Ons het al in die verlede keer bespreek algemene skade en die spesiale skade. Die algemene skade is vir die aantasting of krenking van jou persoon, jou waardigheid en jou reputasie. Nou die bedrag wat jy daarvoor kan eis sal telkens afhang ook van die graad en erns van jou beserings, van die graad en erns van die aanranding, van die omstandighede waaronder dit plaasgevind het ensovoorts. Maar waarvoor jy dan nou ook vergoed behoort te word, is dat daar's verskillende aspekte waarna ons kan kyk. Jy is onder andere geregtig om vergoed te word vir alle pyn en lyding, fisiek sowel as psigies, dis sielkundige lyding, wat jy gely het. Ook vir enige liggaamlike ontsiering, letsels, verlies van ledemate, mankheid ensovoorts, wat jy mag oor as gevolg van die aanranding. Ons dink aan die ou wat agter die polisievangwa aangesleep is, as hy geleef het, dan was hy heel moontlik liggaamlik ontsier gewees, mag breinskade opgedoen het ensovoorts. Verlies van lewensgenietinge, en dit is die beperking wat die ongeskiktheid uit as gevolg van die aanranding op jou persoon plaas om deel te neem aan sport, ontspanning of sosiale omgang ensovoorts. En dis normaalweg om jou lewe te geniet. Byvoorbeeld 'n Comrades atleet wat nou al 10 Comrades gehardloop het, wat sy been of sy voet verloor en nie meer kan hardloop nie, hy moet vergoed word daarvoor. Jy verlies aan gesondheid. Dit sluit ook siektes in wat jy in die toekoms kan opdoen as gevolg van die aanranding, verkorte lewensverwagtinge of emosionele skok wat jy gely het. Ek dink aan 'n minderjarige kind wat onnodig aangerand word. Emosionele skok sal permanent in sy lewe nooit weer 'n polisieman vertrou nie. Presies, Nou, bogemelde is alles faktore wat indien dit van toepassing is op die aandrang die bedrag van jou eis sal beïnvloed. Die spesiale skade sal natuurlik jou direkte skade wees, soos jy mediese, hospitaal, sielkundige en ander kostes.
jou verlies aan inkomste en dan ook jou regskoste. Mens hoor sulke horror stories, regtig mens hoor verskriklike stories. So ek wil weet, sal ek kan eis indien ek deur my medegevangenes in dieselfde aangerand of selfs gemolesteer word? Sure. So, Ja, dit is stories wat jy nog telkens in die media van lees. ja, Dat 'n persoon is gearresteer, die polisie het hom hardhandig behandel, hy het nie sy samewerking lekker gegee nie, hulle gooi hom in die selle, hy word toegesluit en saam met verskeie ander gevangenes, want die polisie selle is ook oorvol en sommige van daai is 'n klomp geharde misdadigers. Daar word hy aangerand, party word verkrag, man of vrou word verkrag ensovoorts. En dan dit maak ook nie saak hoe hard hy dan roep nie, die Ja, polisie dat steur steur- hulle nie, ja, die ja, ja. mens leer telkens daarvan. Ja. Nou ja, die polisiebeamptes het klaarblyklik kom dit voor die houding dat omdat hulle nie self die persoon aangerand het nie, ek kan daar nie van hulle geëis word nie, maar dit is natuurlik verkeerd, want kragtens die grondwet word daar 'n grondwetlike plig op die staat geplaas om jou te beskerm teen kriminele dade van geweld wat deur ander persone. En is die staat dan aanspreeklik, want die staat moes jou beskerm met daarteen. Nou, dit is nou die ander geval, jy het nou 'n polisieman wat iemand aanrand daar, jy sien dit ook op televisie, op YouTube, hierdie ouens is groot en magtig terwyl hulle daar is. Nou ek kan vir julle sê dat as daai selfde polisieman in die eis, 'n siviele eis kry, nou word hy gedagvaar in sy persoonlike hoedanigheid en die minister en die polisieman in sy persoonlike hoedanigheid ook, en dan moet hy nou in die getuiebank gaan staan en hy moet nou verduidelik wat hy gedoen het. Dan is daai groot magtige polisieman, as hy nou gekruis ondervra word, het sy deur die prokureur, jou prokureur of advokaat en die landdros of regter vra ook nog hier en daar 'n vraag, dan sien jy hoe krimp hy al hoe kleiner daarso. Ja. Die een wat nou wel skuldig is en wel onnodig aangerand het. En dit is deel van die satisfaksie wat jy as eiser kry in 'n siviele eis. Dit help nie jy gaan kla aan dat hy jou aangerand nie, jy los weer die saak in die staat se hande en ander polisiemanne, sy kollegas se hande. Ek sien nie daar gaan niks daarvan kom nie. Ja. Maar dit is die baie min van daai gevalle kom eintlik maar in die hof uit. Maar as jy self hom dagvaar, dan kry jy hom voor die hof. Daar sê. En jy kry jou Die dag van satisfaksie. geregtigheid. okay. Andrew, nou tyd al ons ingehaal is altyd interessant om oor hierdie dinge en dis deel van ons lewe, né? Is deel van Ja, die dit samelewing. gebeur. En ek hoop Ongelukkig. ja, en Ongelukkig. ek hoop ons luisteraars spits hulle ore. Gee gou vir ons jou kontak detail net weer gou. My e-posadres is andrew@aburden.co.za en my telefoonnommer is 012 346 3554. Okay, so die maklikste dink ek om te onthou, andrew@aburden.co.za. Dankie Andrew. Dankie Andrew, Baie tot dankie volgende week. julle. Bye.